is altyd 'n groot voorreg om kinders aan die Here toe te wy en te weet dat die Here met hulle gaan wees. Dit is vandag 'n groot Sondag op ons Christelike kalender. Dinge verander baie vinnig in 'n paar dae as 'n mens gaan kyk na die Christelike kalender. En daar's baie dinge wat gebeur. Vandag is die dag toe Jesus in Jerusalem ingery het op die donkie. En ons herdenk Palm Sondag. Dit word Palm Sondag genoem omdat die mense hom herken het vir die eerste keer. En baie kere kom mense af op plekke in die Bybel waar Jesus nie die mense toelaat om hom as die Messias te herken nie. Hy sal baie keer genesings doen en dan sê hy moenie sê nie. Moenie vir ander mense gaan sê, gaan vertoon jou aan die priesters, maar moenie sê nie. En baie keer kry mense die idee, hy wou nie, dit het nooit oor homself gegaan nie. Ons kan baie by hom leer. Nooit oor homself gegaan nie, altyd gegaan oor die Vader. En dat die Vader verheerlik word. Net so nout wat ons net vir onsself kan maak in ons koppe. Die menslike ego is baie keer 'n probleem. En nou ry Jesus op die donkie in en hy laat toe. En die mense vat die opportunity. En hulle sê, hulle sing. Hosanna aan die seun van Dawid. Hulle gooi die palmtakke op die grond neer. Dankie dekorspan. En die palmtakke word op die pad gegooi. Mense gooi hulle klere. Hulle sal hulle boekleed uittrek en hulle sal dit op die pad gooi om lof en eer en aanbidding aan hom te bring. Palm Sondag laat Jesus toe dat ons hom aanbid as die seun van God, die beloofde ene, die afstammeling van Dawid wat gekom het, wat alreeds eeue of jare tevore reeds voorspel is dat uit die stam van Dawid sal die Messias kom. Maar baie kan gebeur in 5 dae. Het julle agtergekom dat die een oomblik sing hulle Hosanna aan die seun van Dawid, en hoor gou hierso, hierdie is die hartseer gedeelte, dat die kerk van Christus van sy dag beïnvloed dieselfde skare om 'n paar dae later nie te sing Hosanna aan die seun van Dawid nie, maar hulle skree kruisig hom. Dieselfde mense. Een oomblik skree hulle Hosanna aan die seun van Dawid. En op hierdie foto het ek spesifiek gaan kies, want kyk wie staan voor. Moenie judge nie. Maar die kerkmense staan voor. Hulle is die instigators. Om te sê, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Baie kan gebeur in 5 dae. Maar nou het ek vir jou ander nuus. Dis wat my opgewonde maak. 'n paar dae daarna, toe daar weer baie gebeur in 3 dae. In 3 dae gaan hierdie selfde Jesus oor wie geskree is, kruisig hom as misdadiger, en hy dra 'n doringkroon, en in 3 dae verander hy weer die geskiedenis totally, sodat ons vandag kan weet waar ons is, prys sy naam. Dat ons hier kan sit en kan terugdink, en ons het die voordeel van hindsight, ons het die 2020 vision om terug te kan kyk en te kan sê, weet jy wat, van kruisig hom, of van Hosanna aan die seun van Dawid, na kruisig hom, na 'n doringkroon, na die seun van God, wat verheerlik is. Daarom het ons hierdie naweek, Vrydagoggend, as jy dit gemis het met die afkondigings, 8 uur volgende week, nie 9 uur nie, 8 uur volgende week, ons kruisigingsdiens op die Vrydag. En dan in Johannes staan daar, en vroeg op die eerste dag van die week, toe die son
opkom, het Jesus daai graf oopgebreek. Hy kon nie meer wag nie. Want jy sien, dit wat al voorspel was in Genesis 3 vers 15, moes in vervulling tree, dat hy sy kop vermorsel het, nie net aan die kruis nie, maar deur die graf heen, deur op te staan, deur die dood te oorwin, deur die dood totaal en al sy rug te breek, sodat Paulus later kon geskryf het, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? En dit vier ons volgende Sondagoggend, 6:00 met dagbreek. Is vroeg, né? Hierdie leierskap van Hawa is simpel. Marius, rook jy jou kouse? Wat's fout met jou? Ek wil hê jy moet saam met my ervaar volgende Sondagoggend met dagbreek. Gaan jy saam met my kom nagmaal hou? Volgende Sondagoggend gaan ons nagmaal hou 6:00. Lekker saam met mekaar die Here loof en prys, daarna deur praise and worship en 'n woord. Baie kan gebeur. Ek wil vandag 'n bietjie met jou praat en dit klink nou dalk vir jou heeltemal simpel, maar ek wil nou Palm Sondag, kinders wat ingeseën word en 'n boodskap wat die Here op my hart gedruk het, al drie bymekaar bring. Die tema klink dalk vir jou stupid en ek moet sê ek en Shamaine en die span het lank oor hierdie tema gepraat en ons het allerlei ander temas getraai en weer teruggekom na hierdie een toe. Buite blink, binne stink. OK, so, ons kan dit toepas op die Fariseërs. En ek gaan nou vir julle lees hoekom. Ons kan dit toepas op ons wêreld vandag. En baie mense wat voorgee om kinders van die Here te wees, wat voorgee dat dit met hulle goed gaan. En ek wil vir jou oplossings probeer gee vandag. Maar ek wil ook vandag spesiaal met ons ouers praat. Ek wil spesifiek praat met Marius en Kayla. Ek wil spesifiek praat met Bertus en met Mandy. En julle as ouers en grootouers, because it takes a village to raise a child. En dan wil ek hê, jy wat hier so sit, wat 'n ouer is, wat 'n ouma en 'n oupa is, wat 'n oom of 'n tannie is, wat 'n ou boet of 'n ou sis of wat ook al is, jy moet dalk net terugdink en kyk, wat is jou invloed? Net soos wat die Fariseërs 'n invloed gehad het op die volk, om die volk te vat van Hosanna aan die seun van Dawid na kruisiging toe. Net so het ek en jy as ouers, as grootouers, as oupas en oumas, ooms en tannies, niggies en neefies, almal wat ouer as hierdie kinders is, het ons die vermoë om daai kind se lewe saam met hulle in 'n rigting te vat van Hosanna aan die seun van Dawid. Of ons kan hulle vat dat hulle rug op Christus totally draai en uitleef kruisiging. So hierdie gaan oor verantwoordelikheid. En ek wil hê jy moet kort introspeksie doen om te kyk, hoe lyk dit binnekant by jou? En ek wil hê jy moet saam met my lees, Matteus 23 vers 1 tot 8, en ek gaan vir jou lees uit die 83 vertaling uit, wat sê, toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die Fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Hulle het die gesag. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Hoor gou hierso wat sê Jesus. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Jo. Is dit nie 'n roep tot verantwoordelikheid vir ons as gemeente nie? Is dit nie 'n roep tot verantwoordelikheid vir ons as ouers, grootouers, ooms, tannies, niggies, neefies, wie ook al ons is nie, onderwysers, wie ons ook al is, in jou sirkel van invloed wat jy is, roep die Here jou vandag tot verantwoordelikheid om te sê, moenie net sê, soos die Fariseërs nie, maar doen. Hy sê, alles wat julle, hoor gou, ek wil dit weer vir julle lees, julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, want hulle gaan vir jou die regte goed sê, maar moenie hulle voorbeeld volg nie. Moenie doen wat hulle doen nie, doen net wat hulle sê. Nou baie keer gebruik ons daai taktiek met ons kinders ook, né? As hulle sê, mamma, hoekom mag ek dit nie, sê hulle, omdat ek so sê. Hulle sê, maar pa, hoekom doen jy dit, en jy sê vir my om dit te doen? Moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Ons doen dit. Julle, dis vir my
toe ek het lees, het ek koud geword en ek het vir myself gevra, en die eerste ding wat ek gewoonlik doen as ek so iets lees is, ek dink nie aan jou nie. Ek dink aan my. En die eerste ding wat ek in hierdie week gedoen het in my studeerkamer, ek het gesê, Here, bewaar my. Dat ek nie Sondag goed sal sê wat ek nie leef nie. Cleanse my, maak my skoon. Ek wil nooit skuldig wees dat u vir my gemeente moet sê, doen wat Marius sê op 'n Sondag, maar moet asseblief nie sy voorbeeld volg nie. Dit sit hierdie absolute verantwoordelikheid op my. Dit sit hierdie verantwoordelikheid op jou as worship team, as bedieningsleier, as omgegroepleier, as lid van die ouderlinge-raad, as lid van een of ander bediening, of jy voor of agter die skerms werk, of wat ook al is jy net, wie ook al is jy net 'n lidmaat, en jy kom by die werk, en jy's 'n kind van die Here, jy's 'n Christen, die manier wat jy optree, gaan mense sê, doen wat hy sê, maar nie doen wat hy doen nie. Ons is baie keer die enigste Bybel wat mense lees. Vers 4 sê, hoor gou hoe beskryf Jesus sy kerk van sy dag. Hy sê, hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels van hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en hulle in die voorste plekke in die sinagoges. Dis dit hoekom julle almal agter sit. Ek vra net. Dis tog is altyd vir my nice, nou as ek sien die kerk word van agter af vorentoe gemaak. As jy later kom sit jy voor, né? Sorry. As jy na 'n show toe gaan, was jy ook laat? Was jy ook laat? Julle was nie laat, hè? Okay, ek wil net seker maak. As jy na 'n show toe gaan en koop jy 'n kaartjie, die eerste kaartjies wat uitverkoop is A-ry. Laaste kaartjies is die goedkoopste kaartjies daar bo op die galery. By die kerk is dit andersom. Eerste kaartjies is agter. Okay. So, miskien het die ouens hierdie teks dalk te veel gevat. Okay, so, maar die fariseërs het daarvan gehou om hy gaan aan om vir hulle te sê, julle hou daarvan dat mense vir julle noem rabbi en allerlei titels vir julle gee en julle hou daarvan om gesien te word. Is dit waaroor dit gaan? Ek wil veel vers 7 en 8 nog lees. Hy sê, en op die straat deur mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Hoor wat sê die Bybel? Hy sê, maar julle moet julle nie laat rabbi noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Net my opinie. Ek skiep 'n hele paar verse. Ek gaan nog steeds in Matteus 23, maar gaan net aan na vers 23 toe. Hoor gou wat sê hy, die advies wat Jesus vir die leiers van die kerk het. Hy sê, ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, hygelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys, koriander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. So hy sê, dis nie verkeerd om tiendes en kruisement en offers te bring, of wat ook al nie. Hy sê, maar julle laat na om dit wat belangriker is te doen. Wat's belangriker? Erken julle daai woorde? Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid. Laat julle nie dink aan die vrug van die Gees nie. Hoor wat sê hy vir hulle blinde leiers? Julle skep die muggie uit, julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Ons is so gesteld op die klein goedjies, dat ons die groot goed ignore. Ons is so krities baie keer op mekaar. Hy sê ellende wag vir julle. Die ou vertaling het gesê, die 53-33 vertaling het altyd hierso sê hy, wee julle skrifgeleerdes, wee julle fariseërs, wee julle. Jesus sê, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, hygelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar die binne is julle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Hier is die les. Hier is buite blink, binne stink. Hier kom hy. Is mooi om mooi skoon te wees buitekant. En ons judge nie, né? We listen, but we don't judge. Okay, we read, but we don't judge. Okay.
Want ons kan baie maklik nou vir die fariseërs begin vingers wys. Maar ek kyk binnekant toe. Hy sê ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, heiligelaars. Julle is, hoor gou waarmee vergelyk hulle nog, julle is soos gewitte grafte. Wat buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerlei onsuiverheid is. So is julle ook van buite, lyk julle vir die mense vroom, maar van binne is julle vol huichelarij en minagting van die wet. Sjoe. As mens hierdie lees dan sukkel ek om, en ek vra myself baie vrae af, en ek wil met jou vandag vertrek uit hierdie punt uit van Matteus 23 vers 25 en 26 van hierdie beker wat buitekant skoon is en blink is, maar binnekant is hy donker en vuil. So nou verstaan jy my tema, en jy verstaan waartoe ek gaan en hoekom ek is waar ek is vandag. Om die beker net buitekant skoon te maak is niks meer, of die beker, laat ek dit so stel, om die beker buitekant skoon te maak is niks meer fout nie. Maar ek dink as jy effektief wil skoon maak, en ek praat nou nie van 'n beker as sigself, en nou praat ek van jou lewe, as die change nie van binnekant af kom nie, gaan dit nooit na buitekant toe gaan nie. Onthou die advies wat Jesus gesê het, hy het gesê, maak eers die binnekant skoon, dan sal die buitekant self skoon word. So dit help nie ons konsentreer op wat ons op sigwaarde sien in mekaar nie. Ons kan baie maklik vroom lyk, ons kan baie maklik vir mekaar Christelik lyk. Ek weet nie hoe lyk Christelik nie, maar julle verstaan wat ek vir julle probeer sê. Ons kan voorgee. Iemand het al vir my gesê, jy lyk nie soos 'n dominee nie. Sê ek, okay, maar hoe lyk 'n dominee? Ek weet nie hoe lyk 'n dominee. As ek nou nie soos 'n dominee lyk, hoe lyk hulle dan? Ek weet nie, maar ek weet nie of dit 'n kompliment of wat was dit gewees nie. Ek het dit gevat as 'n kompliment, 'n baie positiewe ou ek. Kyk, ek dink altyd aan koffie. Julle ken my, ek dink altyd aan koffie. Maar as ek dink aan koffie, dan dink ek, Ian sê daai beker hy drink. Ja. As dit my beker was vir die hele week, miskien, maar as die ander se beker is no way, daar's nie 'n manier nie. Ja? Maar ons gril vir die beker as hy so lyk. Nou, partykeer lyk my beker so binnekant, want ek was hom nie tussenin nie. Ek maak koffie, dan gaan ek weer keer toe, dan maak ek weer koffie, dan roer ek. Sien nou sit die merke daar soos ek hom die vorige keer geroer het. En dan hier teen die tweede, nee, ek sal nie die tweede dag hier, die aand, dan lyk hy min of meer so. Okay, ek wil wel net sê, as jy by my kom koffie drink, ek sal regtig vir jou 'n nuwe beker gee elke keer. Ja, okay, so. Maar die groot ding is, ek wil tog nie vergelyk word met 'n graf wat buitekant wit is en binnekant vol doodsbene. En ek wil nie vergelyk word, ek dink jy wil nie so vergelyk word nie. En miskien is dit goed as ons net bietjie vanoggend introspeksie doen en ons kyk na, ons probeer Palm Sondag en dit wat die fariseërs, die kerk van sy dag gedoen het om die mense te ooreed om te gaan van Hosanna, die seun van Dawid, na kruisig hom, né? Vat ons nou na ouerskap toe en ons vat dit na hoe ons kinders grootmaak en hoe hierdie twee jong mannetjies grootgemaak gaan word deur hulle ouers. Vat ons ook na onsself toe vanoggend. En ek wil hê jy moet gou-gou 'n bietjie saam met my kyk, want alles begin by jou hart. As die change nie in jou hart gaan begin, hoor wat sê Jesus. Jesus se advies was, maak eers die binnekant skoon. Nou, die woord hart, cardio, in Engels, in Grieks, julle almal ken die woord cardio, jy gaan na 'n kardioloog toe, of wat ook al, dit kom uit die Griekse grondwoord vir hart uit, wat nie die bloedpomp so seer beteken nie, maar wat ook beteken, jou inside, jou core. Okay, so, as jy daai teksvers nou lees, en jy dink aan die Here sê, maak jou, nie bloedpomp nie, maar maak jou core, jou binneste skoon. Die verandering moet van binne afkom, sodat jy, waarheen is ons op pad, julle? Ons is op pad na om vrug te dra. As ek dink aan kinderopvoeding, Bertus, dan dink ek aan, julle wil graag hê Hunter moet uiteindelik sy skepingsdoel bereik, is dit nie so nie? Dit is so, ons almal sê, ek het al hoeveel keer mense gehad wat aan my toe kom vir my sê, Marius, ek weet nie wat is my doel op aarde nie, ek weet nie wat is my skepingsdoel nie, is seker maklik vir jou, want jy's 'n predikant, jy weet wat jou skepingsdoel. Okay, as jy so sê, ek hoor wat jy sê, maar ons wil almal altyd konsentreer op dit wat amper laaste inskop van my skepingsdoel, my doel wat ek moet bereik, né? Versus
As die change nie van binnekant af gaan kom nie, gaan ek nie daar kom nie. Dan gaan my lewe gaan sê, Hosanna aan die seun van Dawid, maar as dit nie gaan uitwerk na die vrug van die gees nie, sê ek eintlik deur my optrede kruisig hom. Maak dit sin? Moet dit nie negatief vat wat ek vandag vir jou deel nie. Vat dit positief. Ek gaan vir jou stappe gee. Ek en jy gaan nou deur 'n paar stappe loop. Stap nommer 1, skryf hom neer of onthou hom. Stap nommer 1 is verander jou hart. Verander jou core. Verander jou binneste. Dis waar dit begin. Die hoe is ons maak van binnekant af skoon, my hart, my binneste. Esegiel 11 vers 19 en 20 en ek wil jy moet oplet gegooi so wat sê hy sê ek sal vir julle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder julle laat posvat. Dis die 83 vertaling so by the way wat hom so sê. Hy sê ek sal die kliphart uit julle liggaam verwyder en vir julle hart van vleis gee. So wanneer ek gebore word ek met 'n klipharde hart gebore. En die Here sê hy vat hierdie harde hart wat gerig is op die vlees, verander hy na 'n ontvanklike hart toe wat gerig is op die gees. Hy sê daar's 'n hartsoorplanting wat in my lewe moet plaasvind. Die hart van klip word vervang met 'n hart van vleis. 'n Sagte hart. Die 83 vertaling het hom, die 53 vertaling het hom 'n bietjie anders gesê. En by vers 20 sê die 53 vertaling sê sodat julle volgens. Hierdie vertaling sê dan sal julle volgens my voorskrifte leef. Ek wil net oplet na daai geel geskryf. As ek nie begin verander nie, as ek wil verander van buiteblink, binnestink, na binneblink en buiteblink, 'n blink Stefaans word vir Jesus, né? Dan moet ek toelaat dat hy my hart verander. Want hy sê, as hy my klipharde hart gaan uithaal, en hy sit vir my 'n hart van Jesus in, met compassion, met liefde, 'n nuwe hart, dan sal ek volgens sy voorskrifte wandel. Vir julle verstaan, dis hoekom dit die eerste stap moet wees. Daar's nie 'n stap voor hom nie. Ek moet my hart verander. Ek moet dat God my hart verander, sodat ek, onthou 2 Korintiërs 5:17 sê, as ek in Christus is ek 'n wat? Is ek 'n nuwe skepsel. Hy gaan aan deur te sê, kyk die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Jy sien, in Christus moet ek herskep word. Ek kan nie met hierdie hart waarmee ek gebore is nie, kan ek nie aangaan nie, want die Bybel sê ook vir my Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En die antwoord is, net God. Net God ken my hart, en net God kan my hart verander. Kyk, stap 1. Here, gee vir my 'n nuwe hart, dat dit van binne af kan begin verander. Dis wat die Fariseërs gekort het. Hulle het nuwe harte gekort. Ouens, as ons vir Hunter en vir klein Marnus Ignatius wil grootmaak in die weë van die Here, dan moet ons begin by daai kinders se harte. Ons moet hulle harte aanraak met Jesus se liefde. Van kleins af. Dat hulle weet. En ons moet die Here vertrou dat hy daai hartjie sal verander en vir hulle 'n nuwe hartjie sal gee. En as ek my hart verander, gaan my denke verander. Hier is die tweede stap. As God my hart verander, gaan hy my denke verander. Ek gaan anderster begin dink oor goed. Jy sien, want my denke moet op hom gerig wees. En ek kan nie my denke op hom rig nie, want my denke is besoedel deur die vyand. En as my hart nie verander nie, kan my denke nie verander nie. So as hierdie twee kinders se denkpatrone moet ons beïnvloed, dat hulle denkpatrone op Christus gerig is, maar dit gaan begin by hulle hartjies, by hulle core, by hulle binneste. En dis hoekom 'n village nodig het om to raise a child. So om my denke te verander, hoor gou wat sê die Bybel vir ons in Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Nou kom maar weer daai, dan sal julle. Julle moet sien bietjie, gaan doen bietjie, gaan kyk bietjie, julle sal agterkom. Dis nou die tweede vers wat ek vir jou wys, hy sê, iets gaan gebeur, dan sal iets gebeur. Party vertaling sê, sodat.
Party vertaling sê dat. So met ander woorde, there's method behind the madness. Daar's sekere goed wat moet gebeur, daar's sekere goed wat moet verander, en dan het dit 'n uitwerking, ons noem dit vrug. En as dit nie gebeur nie, gaan dit nie gebeur nie. Gaan dat nie gebeur nie, bedoel ek. Yes, nou praat ek die mekaar, ek praat myself nou in 'n kring in. Maar julle verstaan wat ek probeer sê, né? Hy sê, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Onthou hierdie. God verander my hart. As hy my hart verander, dan moet ek my denkpatrone verander. Want my denke, en die vraag wat ek myself moet afvra is, wat beïnvloed my denkpatrone? Waarmee maak ek myself vol elke dag? Wat beïnvloed my denke? Waarmee gaan slaap jy? Wat is die laaste goed wat jy doen? Wat is die eerste goed wat jy doen in die oggend? Wat doen jy deur die dag? Waarheen gaan jou denkpatrone? Want jy sien, dit wat ek in my core is, gaan na my denkpatrone toe, en dit gaan oorspoel na my wil toe. Onthou dit. Die Bybel sê dit nie, ek nie. God beheer my denkpatroon. Waarmee voed ek my? En ons is bang vir hierdie woord wat ek nou gaan sê. Ek gaan nou 'n woord sê, en jy gaan skrik vir hierdie woord, want ons het 'n verkeerde konnotasie met hom. Meditering. Meditering is nie oosters nie. Meditering is goddelik. Dit beteken nie jy roep jou oom iewers nie. Oom. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek weet nie hoekom dit as hulle so behep met hulle ooms nie. Oom. Ek praat van opregte, Christelike, God gegewe meditering. Hoe gereeld rig jy jou denke op God? Doelbewus. Here, my koppie hoor gou my gebed, en ek bid hom nogal redelik gereeld. Here, my koppie het nou weer weggehardloop. So bring net gou weer my koppie terug na waar hy hoort. Rig u my denke, mooi gestel, waar dit moet wees. Want ek dink nou weer goed wat ek nie moet dink nie. Ek is nou weer nie waar ek is nie, man. Dan moet ek kan teruggaan altyd in die stappe om te sê, hoekom is my denke nie daar nie? Want my hart, my core is nie nou reg nie. Ek is nou vleeslik en nie geestelik nie. Jy sien, en soos ons gaan vorder deur hierdie punte, gaan jy sien, jy kan elke keer om die vers, of jy kan hom vorentoe vat, want die volgende ene, die Bybel het hom vir ons gegee, hy het gesê, as ek my denke reg maak, dan sal God my wil verander, van jou denke gaan oor in jou wil. Ek meen, is logies. As jou hart reg is, jou core reg is, en jou denkpatroon is reg, gaan jy noodwendig wil doen wat reg is. Wil optree soos wat God wil jy moet optree. Kan ek net iemand kry wat vir my kop knik? Dankie. Ek wil nie bo van oor julle koppe gaan nie. Onthou ek glo, laat my lammers wy. Okay, net feed my giraffes. Okay. So dis belangrik dat jy verstaan dat die derde punt in hierdie sequence is, nou moet jou wil begin connect met God se wil. Van jou denke gaan dit oor na jou wil toe. My wil versus God se wil. En dis ook iets waarmee baie mense vir my vra. Sê hulle, Marius, hoe weet ek wat is God se wil? Daar's 'n paar goeters wat die en ek gaan doen 'n Bybelstudie oor dit. Daar's 'n paar goeters, anders dan kan ek vir jou 'n videoetjie forward van Stefan Joubert wat hy so rukkie terug gedoen het. En ek dink ek het hom gepost op 'n stadium wat hy sê God se wil in 10 woorde. En al wat Stefan gedoen het, is Stefan het net gaan kyk na waar sê die Bybel dit is God se wil. Gaan doen die Bybelstudie. Dis God se wil, byvoorbeeld julle heiligmaking. Dis God se wil dat ons liefde aan mekaar betoon. Dis God se wil. Stefan praat daaroor. Hy het dit baie mooi daar by mekaar. So wat is God se wil? Ons kan dit vasvang in 10 woorde. Kan jy dit glo? Ek dink dit kom in by die volgende: onderwerping en weerstand. As ek God se wil vir my lewe wil hê, 2 goed: onderwerp en weerstaan. Dit kan jy onthou, né?
Dis nie 10 woorde so Stefan Joubert nie, ek is eenvoudiger as hy's 'n professor. Ek's net Marius. Maar ek sê vir jou, as jy God se wil gaan soek in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. As jy nie daai twee goed reg kry, gaan jy nader kom aan die wil van God. Hoe gaan ons daai kinders wat ons gaan grootmaak, ons eie kinders of hierdie tweeetjies wat ons vandag ingeseën het kry, is leer hulle van kleins af om hulle self te onderwerp aan gesag en te weerstaan dit wat nie van God af is nie. Ek dink daar's 'n groot probleem in ons geslag wat ons nou grootmaak met onderwerping. En ek dink dis een van die dinge waar ons kan teruggaan, fokus op die groter prentjie. OK. As ek God se wil ken vir my lewe, fokus op die groter prentjie. Wat is die groter prentjie? Hierdie lewe hier en nou of die ewigheid? Jy sien, en dis waar ons 'n fout maak. Dis waar ons baie keer die verkeerde wil soek, want ek soek God se wil vir my vir nou in plaas van God se wil vir my vir die ewigheid. OK, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Tekkies uitpak, hardloop, hol, naadjies aantrek, skuif, move, tsak, al daai goeders. Met ander woorde is 'n nuwe fokus, bereid om te sny wat ek nie moet in my lewe hê nie en bereid om op te neem wat in my lewe kort. Dis God se wil. En dit spoel oor na my beginsels toe. Want jy sien, jy kan maar weer reverse van jou hart na jou denke, na jou wil, na jou beginsels. Wat se beginsels wil ons in hierdie kinders vasmaak? Vaste beginsels, die beginsels van God, die beginsels van die woord. Né? So, hoe gaan ons dit regkry? Ons gaan hulle hartjies verander. Ons gaan kyk dat hulle hartjies van vleis is. Ensovoorts. Ek gaan nie elke keer die hele preek oorpreek nie. Die vraag is net by beginsels is, dood eenvoudige vraag wat ek myself afgevra het, Marius, hoe beginselvas is jy? En as jy beginselvas is, en waarin is jy beginselvas? Is dit vir God belangrik waarin jy beginselvas is? Maklike vraag om te vra, moeilik om te antwoord. Ek is net eerlik met julle. Waarin is jy beginselvas? Wat is vir jou non-negotiables in jou lewe? Wat laat ons slip? As my hart reg is en my wil is reg en my denke is reg en my alles is reg, dan gaan my beginsels reg wees want ek gaan beginselvas staan op die woord en dit wat in teestryd is met die woord sal ek dadelik in my gees optel. Dis mos nou nie van die Here af nie. Ek kan nie saam met hierdie ding gaan nie. Ek kan nie hierdie ding goed praat nie. Al klink dit hoe onskuldig, ek kan dit nie goed praat nie. Is my beginsels vas in die Here? Of staan ek vir alles en vir oral? As jy vir niks staan nie, gaan jy vir alles val. Dit begin met my hart. Is my beginsels vas by die braai, by die werk en by die kerk? Dink bietjie daaraan. Is dieselfde beginsels wat jy hier handhaaf op 'n Sondagoggend vir 'n uur en 'n half, is dit dieselfde beginsels wat jy by die braai handhaaf op 'n Vrydag aand en op 'n Saterdag aand en by 'n werksfunksie en wat ook al. Is dit dieselfde beginsels? As dit is, well done. As dit nie is nie, please work on it. Dit sê ek vir jou. Want dit gaan my optrede verander. Okay, hier's nou net so 'n paar goedjies wat ek net vir jou gaan wys. Jy kan dit afneem as jy wil. Ons kan dit na die tyd kan ons dit post, maak nie saak nie. Maar in beginselvasheid gaan dit oor wat trek jy aan? Die wapenrusting van God. Jy moet waaksaam wees, jy moet weerstand bied, dit wat ons nou na gekyk het. Doen soos God van jou verwag. Gaan kyk na hierdie verse in Korintiërs 15:58 en om 'n voorbeeld te wees vir ander mense. Elke keer as jy optree, vra vir jouself, is dit die voorbeeld wat ek wil uitleef, of is ek nou besig om te maak wat Jesus vir die fariseërs gesê het in Matteus 23, doen wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. Dis daai voorbeeld. Papa, mamma, Marius, Kayla, Bertus, Mandy, sy is in die moederskamer, so by the way. Gaan ons vir ons kinders 'n voorbeeld wees in optrede?
of in ons woorde? Oupa, ouma? Koetie, ek praat met jou. Gaan jy? Kan jy jou maar volg? Ek weet, hulle kan Koetie, ek speel met jou. Maar dis die invloed wat ons het. Is ek 'n voorbeeld in my beginsels? Dit spoel oor na jou verhoudings. As jy gewonder het, ek is amper klaar. Ek land nog nie die vliegtuig nie, Shamaine, maar ek is amper klaar. Want jy sien, as my beginsels vas is, gaan dit oor in my verhoudings. En nommer 1, my verhouding met God, en my verhouding met my medemens. Want jy sien, as ek 'n voorbeeld is, ek tree op soos God wil hê ek moet optree, ek leef uit wat hy wil hê ek moet uitleef, ek is by die werk, en by die kerk, en by die braai, en by die rugby, en by die netbal, en by die, waar ook al ek is, dieselfde mens met dieselfde beginsels, en ek is 'n voorbeeld in woord en in daad, sal my verhouding met God in orde wees, en mense sal dit sien, en dit ervaar. Maar weet jy wat? Jesus sê ook vir ons in Matteus 5, hy sê, laat julle lig so skyn, hoor gou hierso, dat julle Vader in die hemel verheerlik word, en dat mense dit sien. Altwee daai verhoudings. Hoekom skyn ek my lig? Verder het so rukkie terug, ek en hy bid gereeld saam en so aan, en ek weet hy het een keer gesê, maar hoe skyn ons? Hoe maak ons 'n verskil? Maak 'n hawa regtig 'n verskil? Hierdie goed laat my dink, hierdie goed gooi my kop. Want dit lei my, ek weet nie van jou nie, maar dit lei my tot introspeksie. Om te kyk, Here, maar is ons ligte regtig opraait? Sien mense ten minste wat ons doen hierso, dat ons dit regtig, ek glo ons bedoel dit opreg. Jy kan hierdie verse saam met jou vat, jy kan dit gou afneem, of jy kan dit onthou, of jy kan dit gou neerskryf, of wat ook al. Hoor gou net, dit gaan nie oor die ouderdom nie, vergeet die ouderdomsding wat Paulus met Timoteus deel. Hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar jy kan sê, laat niemand jou verag vir wie jy is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. As jy daai goed kan doen, ouens, kyk gou hierdie enetjie. Paulus skryf vir Titus. Hy skryf vir hom, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer. Wow, is mooi, hè? Onvervalsheid in jou leer, waardigheid, opregtheid, laat die woord gesond en onweerspeeklik wees, weer daai woord, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks sleg kan hê om van julle te sê nie. So as mense vir jou sê, as jy 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie, dan is ek nie 'n voorbeeld nie. Ek weet hulle judge, ek weet hulle sê dit, want hulle self is hypocrites baie keer, en ek verstaan die ander kant van die storie ook. Iemand het een keer vir my gesê, ek gaan nie kerk toe nie, want julle is klomp skynheiliges, so sê, kom jy ook? Kom jy ook? Want die kerk is nie 'n plek van perfekte mense nie. Die kerk is juis daar, want Jesus sê, ek het gekom na die aarde toe, nie vir die gesondes nie, maar vir die ongesondes. Vir hulle wat wil verbeter, vir hulle wat besig is om 'n pad te stap van, om beter te word, om nader aan my beeld te beweeg. Dis die grootste roeping wat ons het. Dan kan jy eers jou doel bereik, en dis waarmee ek afsluit. Jy sien, as ons heeltyd bekommerd wees van wat is Hunter se doel in die lewe, wat is Marne se doel in die lewe, wat is my doel in die lewe, maar ek reverse nie hierdie hele proses en ek begin by my hart nie, en laat ek oorgaan na my denke en my wil en my beginsels en my verhoudings en wat ook al nie, gaan ek nooit by die doel uitkom nie. Kom ek gee gou vir jou algemene doel, en jy kan jou skepingsdoel dalk daarin vasmaak. Matteus 28 vers 18 tot 20. Hier is die ultimate doel, dis Jesus se laaste woorde. Daai dag met die hemelvaart, wat ons so oor 'n paar dae van nou af gaan vier, toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, dis sy laaste woorde, dis nogal belangrik. Hy sê, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, hoor gou, hier's 3 goed wat jy moet oplet, elke vers het iets wat jy moet oplet. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. OK, onthou dit. Hy het die mag.
In sy mag, sê hy vir ons, gaan dan heen en maak disippels. Vers 20 sê, as jy dalk twyfel, laaste woorde, ek is by julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Hier is die 83 vertaling, die 53, 33 vertalings en baie ander vertalings is vers 19 gaan aan tot by daai leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Dis alles in een vers. Vers 20 sê, onthou, ek is by julle. So ek wil hê jy moet iets onthou van jou skepingsdoel ook en vir jouself te sê, nommer 1, my autoriteit, as ek my doel wil bereik, die autoriteit kom van God. Vers 18. Nommer 2, ek is geskape om disippels te maak, om 'n voorbeeld te wees vir ander mense. Nommer 3, as ek twyfel, onthou hy's met my. Moenie paniekerig raak nie, hy's met jou. Wat omstandighede jy jouself nou in beleef, sê nou maar jy voel siek of jy voel nie lekker nie, of daar's iets wat met jou gebeur en jy voel onseker oor enigiets, vat vandag Matteus 28:20 vir jou. Want kyk, ek is met jou. Want dit is 'n belofte. Dit lyk so. As jy die hele storie bymekaar sit, dan lyk hy so. Here, kom ons maak ons oë toe. Here, verander my hart. Begin vanoggend in my hart. Laat dit oorspoel na my denke. Rig my denke en my denkpatrone op U. Dat ek dink soos Jesus dink. Want ek weet dit sal my wil beïnvloed, dat my wil by U wil ingeskakel is. En dat ek sal doen wat U wil vir my. Dankie Here dat ek weet as my wil op U gerig is, dat dit oor sal spoel na my beginsels toe, waarop ek moet vasstaan, maak nie saak waar ek is, by die kerk of by die werk, of by die braai of waar ook al nie, Here, dat ek in beginsels sal vasstaan, en dieselfde beginsels sal hê, sodat ek in my verhouding met U en my verhouding met my medemens, 'n voorbeeld kan wees, sodat ek my doel kan bereik. Help ons daartoe, help ook die ouers daartoe, om hulle kinders so groot te maak, nie net die ouerpare wat vandag ingeseën het, maar elkeen van ons. En Here, ons bid dat ons doel sal bereik ook as kerk, as gemeente, en dat U met ons sal wees. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Shamaine sal al hierdie goeders met julle deel. Op die website sal ons dit 10 sit, of ons sal dit op die broadcastgroep sit. As jy nie deel is van die broadcastgroep nie, gaan praat met Monique hulle, ons sal jou graag add. Dit is 'n WhatsApp groep wat jy net WhatsApps kan kry, maar jy kan nie stuur nie. Die rede daarvoor is dat ons wil jou nie flat met 'n klomp data nie. Maar as julle goedertjies wil hê, dan herinner ek julle aan volgende Vrydagoggend, die 18de, hoe laat? 8:00, en dan die 20ste, Sondagoggend, opstanding Sondag, lekker laatdiens, hoe laat? 6:00. Ok, hier sal koffie en tee wees, ok, ons sal die ketel aansit, ok, as jy jou eie stash wil bring, is jy welkom. Bring jou eie koffietjie saam, 'n lekker kort koppietjie, dat jy kan wakker wees. En ons gaan die Here loof en prys. Ons gaan vir hom dankie sê dat hy daai seël van daai graf gebreek het, né? En dat ons in oorwinning kan lewe. So mag die Here met elkeen van julle wees. Mag die Here julle bewaar. As jy vir jouself net wil sê aan die einde, Here, hoe lyk my beker? Is hy binne of buite skoon, of is hy binnekant en buitekant skoon? Kan die mense die vrug aan die buitekant sien? Kyk, die een beker kan jy die vrug aan die buitekant sien, want hy skoon van binne en buite. Die ander een lyk oraaiterig buite, maar nie so oraaiterig binne nie. Ek sal nie lekker uit om my drink nie. Maar in elk geval, so dis dalk die image wat jy in jou kop wil vasbrand vir die dag en so aan. So kan ons vir jou bid. As jy gebed nodig het, ons ouderlinge gaan hier voor staan, hier by die banier. Ons wil jou vra om daar te kom draai, ons gaan vir jou bid. Ons het ook 'n boekie, Inleiding tot Kunskap, wat die ouderlinge geskryf het, en dit gaan oor kunskap. Hy's gratis tot jou beskikking as jy graag so een wil hê. Ek wil graag vra dat al die leiers in die gemeente, ek praat van as jy 'n omgegroepleier is, of 'n kinderbedieningsleier, of 'n bedieningsleier, of 'n wat se leier ook al is, ons wil graag hê, die ouderlinge vra dat julle hierdie boekie ten minste een keer sal deurlees, en dat julle vir ons terugvoer sal gee daaroor. So julle lees hom met 2 doele.
is vir 'n bietjie terugvoer en so aan ook, maak dit vir julle sin en alles en so aan, maar die res van die lidmate, as jy nog nie so 'n boekie het nie en jy wil graag so enetjie hê, kan jy enetjie kry. As die boekies hier voor klaar is, daar agter is van hulle, daar kom Charmaine met 'n hoop uit. Dit is dan Sondag die 4de Mei, gaan ons aan met ons reeks ontmoetings met God, waarmee ons jaartema, so ek nooi julle dan ook vir Sondag die 4de Mei. Ons gaan nou eers breek met die Pinkster, met die Paas reeks, en dan gaan ons daarvan af vat. Mag die Here vir jou seën, dink aan jou beker, hoe lyk jou beker, hoe lyk jou koppie? Onthou hom, maak hom vas, mag die Here jou bless, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy inwoning, sy krag, met die uitvloeisel van sy Gees, die vrug van die Gees in jou lewe.